met die hand. Wys op in die hemel en op aarde. Alles wat asem het, loof op die Here. Alles wat asem het, loof op die Here. Loof op met die tromme. Loof op met die tromme. Loof op met die hand. Loof op met die kundigheid en male. Alles wat asem het, loof op die Here. Alles wat asem het, loof op met die tromme. Loof op met die tromme. Loof op met die hand. Loof op met die kundigheid en male. Alles wat asem het, loof op die Here. Alles wat, kom ons klap lekker saam hande, halleluja, loop op met die tromme. Loop op met die hand, loop op met die klanken en male. Alles wat asem het, loop op die Here. Alles wat asem het, prys hom met jou stem. Met jou stem en prys hom met die hand. Alles wat asem het, loof op die Here. Alles wat asem het, loof op die Here. Kan ons die Here lof ons gee vanmorgen? Kom aan, gee die Here jou beste lof ons vanmorgen. Halleluja, die Here is op die troon vanmorgen. Halleluja, is iemand wat neerslagtig is vanmorgen? As jy voel die wêreld is teen jou, as jy voel vanmorgen, man, ek wil in 'n gat bly en ek wil eers dit wegkruip en in 'n grot bly dat niemand my kry nie. Wil ek jou sê, daar is nie 'n grot, 'n gat, te diep en te ver en te wyd genoeg waar die Here jou nie sal kan uithaal nie. Amen. Die woord van die Here sê baie duidelik, put on a garment of praise for a spirit of heaviness. Halleluja. Hoekom? He is the King of kings. He is the Lord of lords. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He is the King. He's the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus.
vanmôre met jou hele hart. He's keeping me alive. Is dit nie? Sê vir jou buurman, ek hoop vir jou ook. Ek hoop vir jou ook. Halleluja. Terwyl ek nou gesê, al so baie Pinksterkoortjies deur my hart gehardloop en net. Ek wonder, kom ons probeer tee. Ons het niks geoefen nie. Niks geoefen. Ons het môre, ons het ons eie program vir môre. Die Gees van die Here se program. Amen. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Oh, give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Give me oil, give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Oh, give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me one, give me one. Give me Kyk, as ek vanmôre nie gedraad was ek om hierdie kerk. En is alleenlik dat ek gedraad is, dat dit my terughou. Halleluja. Anders dat ek koordans met 'n gitaar vanmôre. Halleluja. Miskien moet ons kerkraad, miskien moet ons my losmaak, een van die mics kry my hier op mic en op my dat ek kan beweeg, man. Halleluja. Ek kan nie so stil staan nie. Hoor my. Hoe
klein, vir groot, vir alles. Vir klein, vir groot, vir alles. En die sorg dag na dag. Voor my Kom maar, as iemand wat saam met my wil juig vanmorgen.
Dit is die moeite werd, omdat God lewe. Ek wil môre oor jou lewe spreek, jy is die sodat die Here die begin en jy is, sê die woord van die Here mooi, die goeie werk wat hy in jou begin het, sal hy volëindig, halleluja. Jy is die kop en hierdie sterk, goedheid en guns omgee. Die Here sê hy jou nie vergewe, en hy sê jou nie verlaat nie, halleluja. Jy is koningskind geword, jy is koningskind geword. Daar is nie 'n sonde wat jy gedoen het, wat jy die bloed van die Here nie kan wegwas nie. Daar is niks wat jy gedoen het, waar hy so ver weggehad het, dat jy jou nie kan behaal nie. Hy is getrou, hy is regverdig, hy is ons koning, halleluja. Loof sy die naam van die Here. Amen, is het warm in jou hart? Moet ons weer begin? Warm in jou hart vanmorgen? Halleluja, kom ons kan ons sit lekker neem, halleluja. Amen. Wie is Here getrou? Here goed vir elkeen. Ons is gewees as die Here was. Amen. Ek is so dankbaar vir die Here. God is good, God is faithful. That's the kind of God that I serve. Waar jou buurman is, jou werk is goed gedaan. Die mic is nog nie aan. Die mic is nog nie aan. Al as 'n ou Pinksterliedjie wat sê, He lifted me up out of my place. Water van feet. Ek weet nie hoe dit vanmôre. Jy is dankbaar vir dit vanmôre. He lifted me up out of my place. Loof die Here, so laat ons saam met lees vanmôre. As jy jou Bybel saamgebring het, gaan ons daar in die boek van Genesis toe. Genesis. Die boek van Genesis. Hy is paar voor Openbaring, die boek in die kry. Genesis 29 gaan ons saam lees. Genesis 29 vers 1 tot 5, waar ons van die verhaal lees hierso. Dis hierdie eerste keer in die Bybel wat jy lees van aanbidding. En daar's altyd 'n wet, 'n reël geleer wat sê the rule of first. As jy die eerste keer iets in die Bybel lees, moet jy weer as 'n betekenis rondlees. Amen. So die eerste keer toe jy lees van die woord aanbidding in jou Bybel, sou dit gewees het in Genesis, ek het nie mis gekend, kan gekorrigeer word, sal dit in Genesis 22 wees, wat het doen het met Abraham en Isak. En daar sê, ek en my seun gaan te aanbid. Eerste keer wat jy lees jou Bybel van die woordjie aanbid. Aanbidding het verskeie takkings, verskeie maniere van aanbidding. Jy kan aanbid terwyl jy in jou stilte tyd is. Jy kan aanbid deur gebed, jy kan iemand aanbid deur lofprysing. Lofprysing. Amen. So ek deur het begin iets net in my hart wakker gemaak rondom lofprysing. Maar daai aanbidding wat gepraat word wat in Genesis 22 is, was ver meer as wat lofprysing is. Lofprysing, die eerste keer wat
eintlik die woordjie lofprysing, was nie daar nie kom eens hier voorkom. Wat voorkom is die woord Juda. Juda. En ons gaan nou by lees. Name in jou Bybel het betekenis. Amen. Jou naam het betekenis. Die weer daarvoor is, maar jou naam het 'n betekenis. Dit beteken iets. En die week wat verby is, ek daar by Homestead, en ek begin met die kassier te vra daar so, en sy van my vra, so weer, wat sit ek in my naam gesien op my loyalty card, Quintus. Dis die Quintus, waar kom Quintus van? Hy begin tot op heel oor Quintus, en Quintus beteken die 5de in Romeins, die 5de kind. Dis 'n short, dit is baie verder, sê ek nie, ek lees dit nie. Dat is my maas op planning rondom dit nie, man. Beteken die 5de kind, dis wat Quintus beteken, die Romeinse naam. En sy sê, my naam is Yvonne. En dan begin ek sê, Yvonne, okay, wat beteken Yvonne? Sy sê seker, maar God's promise of God is vir die Here te doen en die kan dalk. Ek sê, Yvonne Chaka Chaka. Sy sê, ja, ek is daai tyd gebore met Yvonne Chaka Chaka. En sy begin dalk het deel, maar jou naam beteken. So ek wil jou hierdie leer nou hard. Moenie as jy die woord lees, naam in die woord opkom, verby die name lees. Name betekenis. Amen. Maar seker dinge rondom name. Maar ons kan nie te diep in dit ingaan. Kom ons gaan na Genesis 29 hoe saam is. Gaan ons blaai. Genesis 29 vers 1 tot 35. Toe lig Jakob sy voete op en gaan na die land van die kinders van die ooste. Dis nie 'n mooi woord nie. Luister gewoon. Ek sien tieners hierso. Jy het jou kinders sê hier lig met jou voete op man. Gaan. Amen. Die tieners in die huis. Lig jou voete soos Jakob op die dag. Toe lig Jakob sy voete op en gaan na die land van die kinders van die ooste. En meteen sien hy 'n put in die veld en 3 tot 'n klein vee wat daar lê. Wat uit die put het hulle die vee laat drink. Daar was 'n groot klip op die opening van die put. En as al die troppe daar by mekaar kom, rol hulle die klip weg van die opening van die put en laat die vee drink. Daarom sit hulle die klip weer op die opening van die put op sy plek. Toe sê Jakob vir hulle, my broers, waar is julle vandaan? En hulle antwoord, ons kom van Haran. En hy vra hulle, ken julle vir Laban, die seun van Nahor? En hulle antwoord, ons ken hom. Verder sê hy vir hulle, gaan dit goed met hom? En hulle antwoord, dit gaan goed. En daar kom sy dogter Rachel aan met die vee. En hy sê, kyk, die dag is nog lank. Dit is nie tyd om die vee bymekaar te maak nie. Laat die vee drink en gaan heen, laat hulle wag. Toe antwoord hulle, ons kan nie voordat al die troppe bymekaar is nie. Dan rol hulle die klip weg van die opening van die put en ons laat die vee drink. Terwyl hy nog met hulle praat om Rachel met die klein vee van haar vader aan, want sy het hulle opgepas. Toe Jakob Rachel sien, die dogter van Laban, sy moeder se broer, en die vee van Laban, sy moeder se broer, loop Jakob nader en rol die klip weg van die opening van die put en laat die vee drink van Laban, sy moeder se broer. En Jakob, wil nie vra, Jakob het Rachel gesoen en sy stem verhef en geween. Luister as in Engels. Then Jacob kissed Rachel in greeting, soos 'n and he raised his voice and wept. Jakob het Rachel vertel dat sy haar vader se broer en die seun van Rebekka was. Daarom het sy geloop en dit aan haar vader vertel. Toe laat aan die tyd hoor van Jakob, die seun van sy suster, loop hom tegemoet en omhels hom en soen hom en bring hom in sy huis. En hy het aan Laban al hierdie dinge vertel. Toe sê Laban vir hom, waarlik, jy is my been en my vlees. En hy het by hom 'n volle maand gebly. Daarop het Laban aan Jakob gevra, sou jy my verniet dien, omdat jy my broer is? Sê wat jou loon moet wees. En Laban het 2 dogters gehad. Die naam van die oudste was Lea, die naam van die jongste was Rachel. Lea het dowwe oë gehad, maar Rachel was skoon van gestalte. Rachel, as jy dit opteken, soek, Rachel staan op Madeleine. Maar Rachel, Madeleine, was skoon van gestalte en mooi van aansien. En
ek sal die 7 jaar dien vir Rachel, die jongste dogter, hoor maar wat sê dan, die jongste dogter. Toe antwoord Laban, dit is beter dat ek haar aan jou gee, as dat ek haar aan 'n ander man gee, bly by my. Toe het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel, 7 sakke sout opgegee. En dan was in sy oor soos 'n paar dae, omdat hy haar lief gehad. Toe sê Jakob vir Laban, gee tog my vrou, want my dienstyd is om, dat ek by haar kan ingaan. Dan het Laban al die manne van die plek versamel en 'n maaltyd berei. Maar in die aand het hy sy dogter Lea geneem en haar na hom gebring en hy het by haar ingegaan. En Laban het aan sy slavin Silpa gegee, naamlik aan sy dogter Lea as slavin. En die ander dag môre, daar was dit Lea. Daarom het hy aan Laban gesê, wat het jy nou aan my gedoen? Was ek nie vir Rachel by u in diens nie? Waarom het u my dan bedrieg? Maar antwoord, dit is hier by ons nie gewoond om die jongste voor die oudste weg te gee. Hou die volle bruilofsweek met haar, dan sal ons jou die ander een ook gee vir die diens wat jy nog 7 jaar by my gevolg het. Jakob het so gedoen. Hy het die volle bruilofsweek met haar gehou, toe gee hy sy dogter Rachel aan hom as vrou. Eintlik op skuld, né? Want hy moes op werk. En Laban het aan sy dogter Rachel sy slavin Bilha gegee as slavin vir haar. En hy het ook by Rachel en gaan Rachel ook meer, luister mooi, hy het Rachel meer lief gehad as Lea. En hy was by hom nog 7 jaar in diens. En toe die Here sien dat Lea dit nie geliefd was, het hy haar skoot geloop. Maar Rachel was onvrugbaar. Lea het bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Reuben genoem. Want sy het gesê, gewis, die Here het my ellende aangesien. Want nou sal my man my lief hê. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, gewis, die Here het gehoor dat ek nie geliefd is en my hierdie een ook gegee. En sy het hom Simeon genoem. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, nou uiteindelik sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns gebaar het. Daarom het sy hom Levi genoem. En sy het weer bevrug en 'n seun gebaar en gesê, die keer sal ek die Here loof. Daarom het sy hom Juda genoem en sy het opgehou met baar. Tot daarso. Dankie Here dat U vanmôre net die woord sal vat met ons harte. Dankie Here dat U vir wat is vanmôre Here aan die kruis. Dankie die woord vanmôre in ons hart is. Beteken net iets wegdraai. Dat ons Here U sal loof en prys altyd weer. Wat dan in Juda gehoor word van my in ons hart. Dis as gebed in Jesus naam. Amen. Here's a lovely story. Dit klink amper na Netflix reeks. Jakob pas veel. Kyk, hy is die veewag. Nou, ons kan nie almal na die storie waar Jakob vandaan kom en die hele sy lewensverhaal is op sy eie. Maar Jakob ontmoet by die put van Jakob, so wat bekend staan. Dit kom aan die herders by mekaar, almal so veel by mekaar, almal drink daar by daar op die plek. En as hulle by mekaar kom, nog interessant gelees dit, as ek dit reg gelees het, sê die vier wagters, ons lees wag almal op het hulle help om die klip weg te vat, né? So die veerkant. En hulle praat en dan praat oor mekaar, ken jy die, ken jy daai, dinges en daai kies, gaan het goed met die en goed met daai. En dan sê Laban, ja, gaan het goed met Laban en. En met die kom Rachel aan. Rachel is 'n veewagter, né? Vee opgepas. En Rachel kom met die vee aan, daar op die bultjie gestap, sê die verhaal saam maar. Hoe sy daar aangekom het en hier kom die skapies en Jakob sien vir Rachel. En dit is seker in my opinie, dit sal nie in die Bybel sê, maar die eerste keer wat jy die vlek gehoor het. Dit is daar. Die Bybel sê hy verlief onmiddellik. Jakob hardop en hy gaan Saul. En hy haal die klip af en sê kom ek jou weer.
Maar hier is my so amazing toe ek hierdie, hy het onmiddellik verlief geraak op haar. En ek dink om sy hartig geweet vir jou, gaan ek trou. En ek dink so hier vir ons is ek en my vrou, toe sy so op my verlief was, en op my verlief was. Onmiddellik, sy het vir my die klip afgerol het. Sy is nie iemand bevestig, maar glo my hart. En hier kom hulle by mekaar en hier, dit is my so amazing, dink gooi oor, hy is so verlief op Rachel, dat hy gaan en hy bid oor om haar te soen. Hy gaan en hy soen haar. Nou, die Bybel sê toe hy haar soen, toe bars hierdie ou in trane. En hy begin te huil. Maar dan wonder ek myself, hoe moes hy kies from an angel gewees het? Toe hy haar soen. Die Bybel sê, die Engels sê, he wept. Jy nou gehuil. Toe hy haar soen. Imagine wat 'n passievol soen moes daai eerste soen gewees. Ek las die Bybel. Ek glo hom net vir jou in vanmôre. Kan ek gaan vanmôre net in kort druk gepos op jou ek en dan die eerste keer toe van my wou soen. Ek haar wou soen. Was by 'n jeugkamp. En ek gelei het en ons kom by die jeugkamp, ons nou die eerste keer ons het besluit, luister ons moet nou hierin so maar weg. Ons moet hierin dit gebeur. En ons stop by die jeugkamp, né? Ek het nog jeugkamp gaan lei. Ek stop by die hek en ek het so wit Jetta gery. Ek stop by die Jetta en die hek is daar en dis op 'n plaas, mooi voeltjies, son skyn mooi. Die setting is net so wonderlik. En ek weet voor maar so. En sy oorleen, maar so. Stoot sy my weg. Sê, wat maak jy nou? Maar ek kom ons en sy skryf my weg en ek mis 'n soen. Hoorie so aan het eindig op dat ek verstaan nie. Moet ons by mekaar soos dat Melissa eerste keer ek al gaan sien het, né? Moet ons nou lang afstand gevry oor die telefoon. Toe sy moet 'n Nokia 5110 oploop. En ek stop by die gaan in die jeugkamp en hulle beheer mee besig wees. Ek gaan nie nou weer, wat die man nie, sy bou nie my so gee, sy is seker in die lus vir die besigheid nie, sy nou maak wat sy wil. En hier het my chommy nie gebeur, ek bring haar saam met my nie. En met hierdie begin hy op haar verlief raak. So hy stap saam met Madeleine die hele jeugkamp vol. Stap saam maak vir haar koffie en as ek check hierdie besigheid. Jy weet, sy moet nou altyd 'n pas voor. As jou man, nou wil ek vir hom. Ek is by Tommy en ek kom praat, dit is net lekker. En die Saterdag aand ons 'n bietjie aftyd en daar is 'n kennistafel blad. Wat daar is. En hy sê vir my, wil jy 'n bietjie kennistafel tennis speel? Ek sê nou, let's do it. Ek begin hierdie en ek trek hom weg en ek speel kennistafel teen hom. Nou moet sit maar lyn daar, het op sy TV. Ja, maar weet jy of wat 'n Chinesiese, weet jy, ek het soveel YouTube gekyk maar. En ek weet tafel tennis match. En ek gooi dit nou neer. Daai aand. Dis soos sy vir my. En ek vir haar. En ek spraak oor true story. Maar ek gaan net die post op die druk daar, anders gaan nou na bestaan so ek sien hier nou Rachel, come on, ek sien hoe hulle mekaar soen, maar eerste keer en raak verlief, en hy is verlief op Rachel, soveel so, hy gaan na Laban, en hy gevraag met Laban, en hy gaan sê, Laban is sy oom, en hy gaan sê vir Laban, luister, ek nou begin te praat en tevoorts, en een ding en hy sê, Laban, en hy begin by Laban te werk, en hy gaan besef, en hy sê vir Laban, luister, ek is verlief op Rachel, ek soek vir Rachel as my vrou. En hy sê, bedank, jy kan haar kry, maar jy gaan 7 jaar werk. 7 jaar sal jy vir my werk en vir my arme, hy sê, is nou Rachel. Verhaastel ek werk 7 jaar na. 7 jaar gaan verby. 7 jaar gaan verby. En die Bybel sê, ons het reg gelees, die Bybel het gesê, dat het gauw verby gaan. Want as jy verlief is en lief is, gaan het gauw verby. Jy sal enigiets doen as jy verlief is. Kom op, jy weet al wat vraag. Kom maar net, ek kan nie dit bysê, dis 'n plek van 8 dae. Maar jy is nooit te oud om te verlief te wees.
Ek hoop nie druk op jou man en vrou. Ek hoop ons 'n bietjie, ek hoop jy hou mekaar vas bietjie vermoor. Amen. Kom maak jy die volgende verlief maak, want dit is 'n tyd vir ander dag. En Laban sê Simeon, met die aand, think about this, met die aand van die bruilof en die huwelik, is 'n partytjie en Laban het almal by mekaar kom. En almal is by mekaar en dit gaan happy joy soos wat almal kan wees. En dis die tyd, die huwelik is volbring en Jakob gaan na sy tent. Toe Jakob na sy tent toe gaan, stop sy pa vir Rachel en sy broer. Jy gaan nie na sy tent. Sy stuur vir Lea na sy tent. Lea kom by die tent. Nou die my ratte gaan af. Jy dis donker, jy's blind of jy's getrek. Dat jy nie agterkom, dis die Rachel nie. Of is al 'n noodprobleem, dis dit wat dit is. Dat dit nie, hoe kom jy eers agter die volgende môre? Kyk, kom bas aftrek jy Lea. Lea, skiet weg. En Jakob skrik vir hom. Nugter, hardloop na Laban, toe sê Laban, ek het, Laban, hoe kon jy nou my doen, dis die Rachel en dis Lea? Die volgende môre, en Rachel sê hierso, Laban sê, ja maar, hoe jy gedoen? Die gebruik is hierso, dat eers met die ouer een trou, en dan die jong met dit. Soos 'n karverkoopsman. Hy vertaan dan by verkoop om na ander kant. Sê luister, so hierdie is jy gedink so maar hier is die extended warranty. Hier is dit word dit so bly. En hier kom hy en hy sê maar okay, ek sal vir jou vir Rachel ook. Ek sal jou Rachel gee. Jy kan vir Rachel kry. Maar jy gaan nog 7 jaar vir my werk. Om haar te kry. En Jakob sê, maar jy kan ook, maar nou luister hoe hy sê, lees die woord. Hy sê maar spandeer eers die hele huweliksweek, honeymoon, saam met Lea. Volgende as jy terugkom van Mauritius, kan jy vir Lea kry, vir Rachel kry. Dan kry jy vir Rachel. En hy doen dit ook so, en hy kry vir Rachel, en hy wacht, en hy het al gekry, maar hy moes vir haar wat, soos op skuld, net om op skuld te kry, om haar te kan kry. Nou hier kom ons, dis 'n baie interessante hele storie. Maar hier kom ons by krits. Jou King James version, die King James sê, dat Jacob hated Lea. Hy het met haar niks te doen gehad. Hy het niks van Lea gehou nie. Jou oorspronklike vertaling sê, he hated Lea. Hy het haar gehaat. Ander vertaling sê, he despised her. Nou dink gou hieroor. Lea, wat nou 'n man gekry het, nie soos die twee susters, was het toe ingegaan. Lea en Rachel, hulle was twee sissies, wat vir mekaar, ek wil dis twee sissies weet, die wat twee kinders, twee dogters het, weet dat twee dogtertjies kan baie keer die aandag van papa probeer. Jy soek meer aandag as die ander een. En hulle probeer konstant by papa wees en papa's girls wees en jy sê dis nou 'n man, hulle het gekompeteer vir papa se aandag. Nou moet hulle kompeteer vir 'n man. Jakob. Nou is die twee susters, die Bybel sê nie, maar ek het in my hart hoe dit moet wees, is hoe die twee susters met mekaar moes wees en sy weet, Jakob hou nie eintlik van haar nie. Sy weet al baie dae gesê sy moet met Jakob gaan trou. Sy weet dat Jakob hou niks van haar nie. Nou jy weet dit in jou hart, jy weet, as jy met iemand uitgaan en jy weet nie, hierdie gaan nie regtig werk nie, gaan jy meer en meer aan gee as die ander een. Jy gaan meer met een praat as die ander een. Dit is daaris. En Lea het altyd deur die kortste eind die spit afgebyt. Sy het altyd die kortste eind gekry. Jakob het vir Rachel oog gehad. Die Bybel sê so mooi. Hy sê Rachel het dowwe oog gehad. Dowwe oog. Ag ja, sy.
maar hier is die verskil. Sy het niks gehou, Jakob het niks gehou van Lea. Hy het net oog gehad vir Rachel. Net aspiration. En hier is die hier kom iets gebeur, hier gebeur het nou. Kan jy nog oomblik dink hoe hierdie vrou moes geleef het, hoe sy moes gevoel het, hoe sy deur die huwelik moes gegaan het, net om te weet, ek weer baie versigtig sê, en ek hoor ook mooi, selfs met intimiteit, was al met intimiteit gewees, to get the business done. En sy word 4 keer bevrug. Sy het die oorhand teenoor haar suster Rachel. Sy sê die woord van die Here sê, en die Here het gesien dat sy nie geliefd was. God sien, she's not loved. God sien waartoe sy gaan. Die Here sê, hy sluit die baarmoeder van Rachel toe. Maar Lea kan kinders kry. Nou kan jy sien wat sy fight hierop is. En die Bybel sê, sy word swanger. En toe sy swanger word, sy elke keer, sy het 4 kinders gehad. En elke van die kinders spreek iets wat sy gesoek het in 'n man. Sy het daar aanvaarding gesoek. Sy het dit gesoek by daai man. She kan in Engels sê die mooiste. She wanted the attention of a man. Sy sou alles vir die man gedoen het. Sy was agter hierdie man om net geliefd te wees. En ek kan net dink hoe dit moes wees hoe dit moes vir Lea gevoel om sê, sy het net bietjie aandag gesoek van Jakob. She just wanted the attention. She just wanted to be loved. En niks gebeur. Jakob het dit nog aan. Engels is die sterkste. She hated, he hated Lea. En die Here gee vir haar dat sy kinders kry. Die eerste keer ons van die maas toe, dit wil nie sê. Daarvoor was, Ruby, kom eens. Ruby, kom eens. Het jy geweet wat jy naam beteken? Het jy geweet? Of vraag ek jou lees? Dis nie net wat jy jong gelijk, maar dit is wel mooi om te lees. Jy wat besorg is, die eerste kind, wat sy vrou, is 'n seun met die naam van Reuben. En Reuben beteken letterlik, God het gesien. So hier is ook dat jy kan die kant ook van jou naam se letterlik God kry. Dis wat jou naam beteken. God het gesien. Jy kan kyk ons meaning, behold is a son of vision. A son that see, of iemand wat sien. Hy sê, en Lea bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Reuben genoem, want sy het gesê, gewis, die Here het my gesien. God het my gesien. God het gesien waartoe ek gaan. God het my omstandighede gesien. He is still the God that sees. Hy is nog steeds die God. Al gaan ek hierdie tyd en ek is nie geliefd nie, ek veg vir aandag, maar het God nog steeds gesien in my omstandighede. God saw me. En sy noem haar eerste seun Reuben, want sy sê, God het my gesien. Sy het swanger geword as sussie nie. Sy het op swanger rondgeloop, 'n verwagting gehad as sussie nie. God het my raak gesien. En hier is my kosbaar vanmôre. Elke keer wat hy Reuben se naam geroep het, Reuben, gemaak jou kamer skoon. God sien. Reuben, help jou pa. God sien. Reuben, gaan slaap. God sien. Reuben, staan op. God sien. Elke keer as Reuben se naam genoem geword het, is daar eintlik sê God sien. So ek weet nie wat is jou waartoe ons gaan vanmôre nie, maar ek wil vanmôre verklaar, daar's niks wat ons vanmôre by God kan wegsteek nie. Hy is steeds die God wat sien. Halleluja. Hy is steeds voor El Roi. Wie weg gewees dan? El Roi, wat beteken the God who sees. Amen. Dit kom in Genesis 16:13 voor dat sê, toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is God wat sien. Sê of jou buurman, God sien steeds. God sien steeds waar jy gaan. God sien, jy dink miskien God het jou vergeet, maar ek hoef môre oor jou lewe spreek, hy is steeds die God wat sien. 2 Kronieke 16:9 sê, want die Here, sy oog deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is, waar
throughout the whole earth. Job 31:4 sê, sien hy nie my weer nie, en tel hy nie al my voetstappe nie. God is steeds die een wat sien. En hier is Rachel, Leah, she is despised. Sy weet nie meer, sy kan nie meer, en sy weet nie, hoe kan sy die aandag van haar man kry nie, en Reuben word gebore, en sy sê, die Here het ons steeds gesien, my ellende. God sees, God sien. Kan ek gewoon dit sê? Saal, staan op, ja. Man, Saal, kan jy gewoon nou? Hoeveel bid hier het ons gebid, dat die Here met werk gee? En het God nie gesien, elke gebed wat opgegaan het nie. God het gesien, kan ons die Here lof op vergeef. Ek weet nie wat die Here gaan nie, maar God sien. God sien steeds ons omstandighede. God sien waar ons gaan. Dis die Here wat ons dien. En Reuben, elke keer as ek Reuben doen, Reuben! Het jou huiswerk gedoen. Want God sien. Reuben, hoe lyk jou rapport? Want God en jou pa gaan sien. God sien. God sien. He's still a God that sees. Hy sê gaan, maar dit was nie vir Jakob genoeg nie. Hy het steeds vir Leah gehaat. En sy het gedink, weer een keer, hy miskien nog een keer, ek het weer swanger. En sy het weer bevrug en 'n seun gebore en gesê, gewis, die Here het gehoor, Loan, jy moet afkom, kom Loan af. Ek weet, was nog seuns die môre, ek wil net kyk. Loan, maar hou vast, Loan, ja, skryf, kom Loan, jy kan van afkom, maar wat is die man, lees dan. Daar achter. Lees dat die seuns die môre, maar van jou. Ek wil kom maar af. Laas jou, bring, stuur kom maar af, stuur aan uit. Kom eens op. Kom hier. Yes. En luister my sien. Kom eens. Kom staan eens so. Yes, ek het so sien hoor. Sien hoe ek gaan jou so verlig. Jy verhoog so soms word net afgekom, hoor. Hoor hoe mooi. Loor, jy is so 'n naby. Sy het weer bevrug geword en 'n seun gebore en gesê, gewis, die Here het gehoor dat ek nie geliefd is en my hierdie een ook gegee. Sy sê, Loor, jy moet sin. Sy sê, hierdie keer het God het nie gesien waar ek gaan. But God also heard. Simeon beteken, God het gehoor. God hoor. Hy weet waar ek gaan. Hy ken my omstandighede. Die Here het nie gesien nie, hy het my gebed. Die Here hoor. Mens, jy voel dalk. Vanmorgen hier die dinge wat jy gaan. Jy voel nie geliefd nie, jy voel verstoot, jy voel dinge is teen jou, alles wat, dis hoe die vrou gevoel het. Gebroken, weggegooi, met dinge kan dit nie beter wees nie. Sy soek die hele tyd attention van Jakob. Jakob sien my raak. Jakob. En ek verroep en die Here het my gesien en nou dit vir Simeon. Hey Simeon, die Here het my gehoor. Voor die Here hoor my gebede. Hy hoor my as ek roep. Hy hoor my as ek vas. Hy hoor my as ek bid. Die Here hoor. Kan ek vanmorgen sê, hy steeds Elohim Shammah. Wat beteken letterlik Eksodus 2:24 en God het hulle gekerm gehoor en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob. Hy is steeds die God wat ons gebede hoor in hierdie tyd. Kom, wie glo dit? Al roep jy die Here se naam net uit vanmôre, hy hoor dit vanmôre. Hy ken jou gebede vanmôre. Jy sê vanmôre vir my Quintus, maar jy weet nie waar ek gaan nie. Hoor die Here nog my gebed? Hoor die Here nog as ek roep? Hoor die Here nog? Is die getuienisse vanmôre dat jy die Here jou gebede al gehoor het? Is iemand vanmôre staan ook saam met my vanmôre? As die Here jou gebede verhoor het, kom ons in die laaste paar weke, paar maande, is die mense vanmôre, jy is 'n getuienis vanmôre dat God hoor. Halleluja. Gee die Here 'n want die oog van die Here
righteous. Die Here hoor die righteous. Hy hoor hulle gebed. Die wêreld kan onregverdig teenoor jou wees. Maar ek gee nie om wat die wêreld doen nie. As long as his eye is upon me. As long as hy my nog hoor, is ek okay. Halleluja. Die Here is ver van die goddelose, maar die gebed van die regverdiges hoor. Mens spreek op 15:29. Die Here is ver van die goddelose, maar die gebed van die regverdige hoor hy. So Lia, wat mooi sê, dan sê Here, hoor jy my? Mag daar 'n Simeon wees in jou lewe, wat wys die Here hoor nog steeds. Mag jou gebede verhoor word, soos 'n Simeon wat gebore word, waar jy kan sê vanmôre, waarlik die Here hoor my. Ja, amen. God hears me. God hoor my. Ja. Man, kom aan, help my plek gewees waar jy gevoel, Here hoor jy my nog. Kan ek vir jou sê, Boerpointers was al 'n paar keer in sy lewe daar. Hoor jy my nog, Here? Here, my gebed vir die Syrie, hoor jy nog vir my? Het jy nog bemoeienis met Quintus? Dan bring die Here 'n roeping. Die Here sien. Die Here hoor. Maar Jakob het vir Lea steeds gehad. Roeping was nie genoeg nie. Simeon was nie genoeg nie. Alhoewel sy seuns was, het Lea gedink, as ek net, I can just have the attention van Jakob, as ek net Jakob se goedkeuring kan kry, as ek net Jakob, as Jakob net na my wil kyk, en my wil lief hê, as Jakob net, ek maak vir my beste kos, ek doen wat ek kan, ek kyk agter hom, ek doen wat ek moet doen, ek gee net mooi woorde, aan Jakob geheid. Hy wil niks gebeur wat nie kon. Want hy moet nog amper op skuldwerk verlaag, hy het gekry 'n roldeal en nie gewees. So hy was. Hy want geraas. En sy dink as ek nog net eentjie. Just one more time. Jesaja 59. Die hand van die Here is nie te kort om te help nie. En sy oor is nie te swaar toe. He's the God that he is. Wat is so baie is nie. Jy het die Here aangeroep in die omstandighede. Wie weet waarvan ek praat. Waar jy God tot aangeroep het, en jy weet God hoor. En as daar 'n Simeon gebore is, dan weet jy, maar God het gehoor, die Here het werk gegee. Daar's 'n Simeon gebore. Die Here deurgebreek, daar's 'n Simeon gebore. God het geantwoord finansiëel. Simeon is gebore. Die Here het planne gemaak vir my. Simeon is gebore. Ek het gehoor. So die Here het net gesien nie, maar die Here hoor ook. Maar dit was vir Jakob nie genoeg. Behold, the Lord's hand is not short that he cannot save, nor is he heavy that he cannot hear. Moenie op vas die God hoor. Moenie op bid die God hoor. Moenie op roep die God hoor. Halleluja, sê vir jou buurman asseblief, moenie ophou bid die Here hoor. Sê vir jou man, God hears you. Niks het verander nie. Maar Maria, gedink nog een keer. Nog een keer. Klein leefwees geworden. Leefwees geworden. Daar heb je klein leefwees geworden. Dat sal jy baie praat. En hy het gedink, Leefie, hoor wat sê die skrifboek. Leefie sê, en hy het weer bevrug geword, en 'n seun gebaar en gesê, nou, eindelik sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns gebaar het. Daarom het sy hom Leefie genoem. Leefie beteken letterlik geheg. Leefie, as jy die geskiedenis in die geslagsregister lees, Leefie uit die geslag van Leefie kom wie? Die priesterskap. Uit die geslag van Leefie kom Levitikus in die wette. Uit hierdie, hy sê, nou dat vir jou van Leefie gegee, nou bid ek dat jou my geheg sal wees. En ek dink myself, hoe sy moes gevoel het, ek wil geheg wees aan jou. Ek wil een in die gees
al Rubens gehad het en gesien het dat God vir jou gedoen het. Net al gesien. Gesien hoe die hand van die Here wat weer gekom. Net ek bid vir Rubens, dat al Rubens sal kom en die hand van God die beweging sal sien. Maak is op wat in omstandighede gaan met Jakob. Maak is op die strijd wat ek het op die aard en mag die saak. Maar ek het al gesien hoe God in die Ruben dat gebeur word in die lewe. Ek het gesien, is iemand wat so my kan sê, ek het al gesmaak en gesien die goedheid van die Here. Wie het al gesmaak en gesien die goedheid van die Here? Wie het al God geroep in vas en gebed. En God het jou gebeure verhoor. Daai kinders van die Here nie wou dien nie, maar God het gehoor. Gideon wat die werk het nie. Gideon ek stuur my CV uit en ek weet nie waar gaan God antwoord nie. Maar die Here hoor die gebed van die regverdige en sy oë is nog steeds op hulle gesit. God sien vanmôre. En hy kom by die gehegte. En dit is so amazing. Al hierdie drie is dit wat sy gesoek het na 'n man. Sy het steeds met 'n man so geheg wees. Geliefd wees. Dat haar stem gehoor kan word. Dat haar man kan raak sien. Dat sy net die geheg kan wees aan haar. Niks verander. Kijk hier. Sy het lewe vergaan. En 'n seun gebaar. En gesê, die keer sal ek die Here loof. Hierdie keer, this time, I will praise the Lord. Hierdie keer, it's got nothing to do with Jacob. Hierdie keer het dit niks te doen met Jakob nie, maar hierdie keer het dit te doen. Al die tyd was die verhouding gewees horisontaal. Jakob, en elke keer is dit teleurgestel. Maar nou, draai my fokus nie meer horisontaal nie, maar vertikaal. En toen ek vertikaal draai, toe sê sy, now I will call his name Judah, wat beteken praise. Loof die Here, dis wat dit beteken. Nou gaan ek die Here begin loof. En toe sy die Here begin loof, niks het hier nog verander nie, maar iets in haar hart het verander. Something changed hier. En hier het verander. Ek sal die Here prys. Al gaan dit nie goed nie, sal ek die Here prys. Al gaan dit deur moeilike tye, sal ek die Here prys. Al gaan dit deur 'n dal van dood skade weer, sal ek die Here prys. Wat sal er rondom my in hierdie wêreld gebeur nie? I choose Judah as the name wat sê ek sal die Here prys. Die Here, ja, die Here prys. Dis 'n verandering vanmôre, 'n transisie. Die keer sal ek die Here loof. Ek is moeg om uit te gee vir mense se goedkeur. Die keer sal ek die Here loof. Ek is moeg om te probeer mense tevrede stel. Jakob, ek is moeg om jou tevrede te probeer stel. Jakob, jy kry my. Jakob, ek is klaar. Jakob, ek draai om. Jakob, I had enough. Jy het al so 'n keer gespaai, seer gemaak. Omstandighede het my geloskam, man. Jy wil nie eens my gehad het nie. Jy wil nie my hê nie. So what? Die keer sal ek die Here loof. Die keer sal Judah gebore word. En Judah, luister, ons besef nie wat hier gebeur het. Ons besef nie wat hier gebeur het nie. Van haar aandag, haar hele fokus het gedraai van die mens af na God toe. Haar oë het afgegaan van die mens af. Kan ek vir jou sê, weet jy waar ons lofprysing in jou hart en in jou lewe gebore? Die dag as jou oë begin afval van die mens af. Amen. Come on! Die dag as jou oë afval van die mens af en sê, die keer gaan ek die Here prys. Die keer gaan ek die Here loof. Man, dis wat so lekker so die Here te doen. Dis wat so lekker so my gitaar te vat en ek wil loskom en ek wil lekker jabula, want ek het lank al my oë van Jakob afgehaal. My oë is op die Here. Ek is moeg om mense tevrede te stel en help my te hou en lees die saam te veel en doekies om te hou. Ek is klaar vir my
His name is Judah. Lofprysing is gebore toe sy haar eie motiewe in kan skryf. Her selfish motives. It's no longer I that lives, but He. Wat ek wil doen, hoe ek dit sien, hom gelukkig maak, hom tevrede stel. Alles om die mens. Lofprysing kom in die wêreld toe die eie ek en motiewe sterf. Lofprysing kom in die wêreld die eerste keer. Lofprysing kom in toe die mense motief sterf en God op die prentjie kom. Toe kom lofprysing gebore. Ek is oortuig van sy so 20, 30, 40 kinders gehad het. Toe ek sê, elke keer te probeer, Jakob, Ruben, Jakob, Simeon, Jakob, Levi, Jakob. Ek is moeg vir Jakob, man. Jakob, gespring die dam. Die keer sal ek God prys. Dis dan ouwe worship hier. Ek is moeg om mense tevrede te stel. All I need to is Judah. Ek wil hom met eer, ek wil hom opbid. Ek wil God tevrede stel. Ek wil eer by hom vermoor. Dis waar hy gebore is. Lofprysing is gebore toe sy opskuif maak. Luister gou. Die impak van hierdie kopskuif in Lea se lewe was so momentous, was so 'n monument oomblik. Dit het so 'n impak gehad toe Judah gebore word. Judah is dalk baie lekker gesit. Ek sien jou op is. Dankie vir die tyd, Simeon. Dankie Levi. Ruben. Kan ek gou hier sê, luister gou mooi, voor 5 minute, sorry. Alweer ons op. Ek weet nie paar minute was dit klaar. Paar minute, maar ek wil hierdie keer dryf vermoor. Man, luister gou. Toe sy hierdie Lea, she was despised, she was hated. Sy het altyd probeer goed kry by die mens. Sy het vir Jakob probeer tevrede stel wat sy gedoen het. Is Jakob. Kom aan, nie op Jakob stuur op. Sê, Jakob, jy probeer nou die altyd tevrede stel. En jy is so moeg aan om hulle te probeer, Jakob maak jy moeg. Ek kom nie meer, ek is nie pastorie, maar ek sê nie, maar jy is aan my, nou Jakob moet jy constant tevrede stel. Kijk dis. Toe sal ek opskuif maak, om te sê, ek is klaar met jou. Ruben, Simeon, Levi, nou die keer, dis dan al sukkel. Dis dan al pryftel, hierdie keer gaan die vrede. Kijk dis. Die impak daarvan is so groot, Judah word gebore. Ek sê weer, dis die eerste keer in jou Bybel waar die lofprysing gebore word. Toe die kopskuif gemaak is weg van die mens maar God. Want die mens kan geen lof kry nie. Dis net God wat die lof kan. Dis net God wat lof kan. En lofprysing is gebore. Daai impak is so miraculous dat uit hierdie stam, die stam van Judah, kom Jesus. Uit hierdie stam word Jesus gebore. Hy is die sterke leeu van Judah. Dis waar hierdie leeu vandaan. Die leeu wat soos 'n lam geslag was, but is coming back as the Lion of Judah. Elke trompet, elke trom, elke stem, alles sal, Psalm 150 gaan sê, en ek glo daarop will be a day, dat alles wat asem het, die Here se naam sal groot maak. He is the Lion of Judah. Maar hier kry vir my, Matteus 1 sê, die geslagsregister van Christus, van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, en Isak die vader van Jakob, en Jakob die vader van Judah en
sy broers. Wie is die broers? Dis Judah en sy broers. Hulle is gemention. Judah word gemention. Judah. Maar dit stop nie hier nie. Episode 2. Blaai om. Lees verder. En Judah was die vader van Peres en Serach by Tamar. Nou hier is my hart vanmôre. Peres en Serach se vrou was die ma swanger was met 'n tweeling. Peres en Serach is in die ma se maag. En toe die dag kom, wat jy het vroeg gelees om tyd te spaar, toe ma in kraam gaan, die water breek, en mamma wil in kraam gaan, sien sy dat hier is kleine Serach wat uitkom, en Serach wil eers gebore word, en Serach, die Bybel sê, sy haantjie het die geboortekanaal gegaan, en hulle het gesê, hy is eerste, en hulle sit 'n rooi lint om hierdie seun Serach se arm, en sê, hy is eerste gebore, maar dit was die tyd vir Serach om gebore te word nie. Die Bybel sê, die haantjie het teruggetrek, en Peres is gebore, en Peres beteken deurbraak. Breakthrough. En deurbraak kom deur. En hy word eers gebore. Hy is deur. So hier is my hart vanmôre. Lea, uit die gebrokenheid, kan ek hierdie sê vanmôre, ek het so lys gemaak vir hom. Lea, moeg, gebroken, verstoot, verag, verwerp, seer, vergete. Lea, wat niemand niks mee te doen wou hê nie. Lea met die doffe oë. Lea, uit jou, Lea wat seer het. Uit Lea word lofprysing gebore. Our brokenness, praise is born. Jy weet so, jy sal nie my blydskap verstaan totdat jy my gebrokenheid verstaan nie. Jy sal nie my dankbaarheid verstaan totdat jy my seer verstaan nie. Jy weet nie waar dit kom vanmôre nie, maar kan ek vir jou sê vir hierdie ou, praise is born. Praise is born. Our goodness is born. Ek wil eksprees die Here gee. Lofprys vanmôre. But out of my brokenness, I want to praise the Lord. Amen. Praise is born. As jy dit vanmôre wat kom, jy dink sê ek is 'n kop ketielie vanmôre, my kop, jy hoor my alle plek vanmôre. As jy verstaan waarna wat kom, sal jy my lofprysing verstaan. My ma, dankie, dat jy graad 1 of graad 2 kinders vir my gitaar gekoop het. Dat ek kon leer om die naam van die Here groot te maak. I never knew that out of that my brokenness, praise will be born. Maar dis hier al nie. Uit Lea uitkom Judah. Uit lofprysing. Uit Judah kom maar deurbraak. Breakthrough comes from Lea, Judah. Wanneer daar lofprysing, hierdie is nou saam vir my. As jy nou lofprysing aansit, voel jy die deurbraak. Kom maar, wie sê saam met my? Ek dink van Jimmy Reeves en ek was van serious ouens. Jy het al Jimmy Swaggart aangesit, dan preek die Here weer. Kom maar, wie was al daar? Mense wat Jimmy Swaggart die geiters aan, dan voel jy sommer, hey, something is about to happen inside of me. Wie was al daar so? Kom, waar is die muziekant? Muziekant kom vir my voor. Ek voel 'n praise aankom vanmôre. Kom, Jesus, kom môre. Kom, let's go. Ons gaan vanmôre die naam van die Here groot maak, jy's verwonderlik hier vanmôre. So wat sê ek vanmôre vir jou? Ek weet nie waar jy gaan vanmôre nie. Ek weet nie waar jy is vanmôre nie. Ek ken nie omstandighede dalk alles vanmôre en in detail vanmôre nie. Maar hier is dit in die wêreld kan jy verstoot, maar jy kan die kop skuif met vanmôre kom te sê ek is klaar met hierdie dinge van hierdie wêreld. Praise moet gebore word hierdie keer. This time I will praise the Lord. Hallelujah. Hierdie keer gaan ek die naam van die Here groot maak. Praise God and I praise for spirit of healing. Hierdie keer gaan ek die naam van die Here groot maak. Hierdie keer, man. Simeon is gebore en Levi is gebore. Wat is dit? Hierdie keer, ek het vir jou aansê. Jy was net die sien het opgestaan.
jy moes al die siekte gewees. Kom aan, kom aan, staan vir hom. Vra die kamer op vir Spirit of Heavens. Kamer of praise. Ander jy kies op, hè? Hierdie keer is dat hier is nog groot. Amen. Dis gaan ons serve. Hierdie keer gaan die Here jou bring. Ook is al wat omstandighede is hierdie keer. Hierdie keer gaan die Here jou. Hierdie keer. Die volgende keer. Hierdie keer. Ek het baie keer mos wat ek moet doen. My manier. Ek wil jou kom te verstaan, maar hierdie keer gaan ek God te verstaan. Halleluja. Ek is moeg vir jou God. Ek is moeg om hulle in vrede te stel. Ek is moeg my baas by die werk te vrede te stel. Ek is moeg my bankbestuurder te vrede te stel. My bankrekening en almal weet nie waarvoor ek praat. It burdens you, man. It burdens you. En daar was al 'n Simeon gebore en my hierdie keer kan ek vir môre iets leer. Deurbraak kom wanneer jy so 'n leeu aan Juda geboorte gee. Ek wil weer sê, deurbraak kom as jy soos 'n leeu geboorte gee aan Juda. Mag jy Juda se geboorte word in die kerk. Kom maar, ek bid dat Juda gebore word vanmôre in jou binneste. Dat nie die vyand jou joy steel nie. Dat die vyand jou blydskap steel nie. Dat die vyand jou kom steel of jou kom vat nie. Kom maar, laat Juda gebore wees vanmôre. Wees reg vanmôre, ek voel die gees van die Here. Wees reg vanmôre om te sê, Here, ek bid al lank al, Here, hierdie keer ek het gebed, daar's 'n verwagting in my binneste, Here. Maar hierdie keer, Here, wat ek my geboorte, die naam wat ek sal gee is, hierdie keer sal ek die Here eer vanmôre. Is hier iemand saam met my vanmôre wat so voel, sê hierdie keer. Dis daar waar ons serving, dis daar waar ons praising. Hierdie keer gaan ek om eer bring, halleluja. Dis daar, hierdie keer gaan ek om loof. Judas, ek bid voor dat Judas gebore sal word, Here. En Juda, Here, die 'n lofprysing gebore sal word in ons kerk, in ons binneste, in ons harte vanmôre, Here. Juda, Here. Ek bid dat Juda blydskap, Here, en vreugde. En ons weer put on a garment of praise for a spirit of heaviness in die woord van die Here. 'n gewaad van lof, vir 'n swaarmoedige gees. Ek bid vanmôre dat jy sal lofprysing aan jou vanmôre. Joy, this joy that I have, the world didn't give it to me. Now let's give it to you. Kom ons sing dit vanmôre. This joy that I have, the world didn't give it to me.
nog saam werk by die werk, want jy gaan nie nog nie meer, jy stuur nie my joy nie. Jy is ook in my familie, maar jy stuur nie my joy nie. Woe, daar is 'n preek. Jy is daar waar ek sien jou nog in die tent ingaan by die nagel, maar jy gaan nie meer my joy stuur nie, want hierdie keer, dis dan, sal ek die Here eer bring. Halleluja. Joy is born. Lofprysing is gebore vanmôre. Halleluja. Mag die Here jou eer en seën vanmôre alles wat jy doen. Lekker ontvangs. Amen. Ons gaan ons diens as jy wil. Ja, vir die Here. Ek weet nie wat is in jou lewe gebore nie. Wat is gebore in die laaste 6 maande, laaste jaar, laaste 2 jaar. Ek weet nie wat gebore is maar nie. Maar ek weet en ek bid vanmôre dat die lofprys in jou hart